Waarom het Elon Musk met Donald Trump uitval? Trouwens, hul verbintenis het van die begin af nogal vreemd gelyk. Elon Musk maak elektriese motors en Donald Trump kritiseer groen energie op elke moontlike manier. Donald het openlik aangekondig dat, as hy president word, hy staatshulp aan hernubare energie sal sny. Maar Donald Trump en Elon Musk het verenig vir 'n gemeenskaplike doel. En toe Trump president geword het, was alles aanvanklik goed. En toe het Trump Musk uit die regeringsdoeltreffendheidskomitee afgedank en toe het hulle 'n openbare rusie gehad. Vandag kondig Musk die stigting van sy eie politieke party aan. Eintlik is die plot algemeen en word dit baie keer op verskillende plekke herhaal. Eerstens word 'n alliansie van relatief swak spelers teen 'n belangrike teenstander gevorm. Die begeerte om te wen maak die teenstrydighede van hierdie bondgenote glad. En hulle is altyd daar. En na 'n gesamentlike oorwinning kom hierdie teenstrydighede weer na vore en word belangrik. En toe begin die rusie onder mekaar. Dit gebeur oral en heeltyd. Die rusie tussen Musk en Trump het die publiek aanvanklik verras, natuurlik omdat Trump die huidige president is. En as julle saamwen en dan by die huidige president bly, sal julle meer geleenthede kry, selfs ten spyte van die teenstrydighede tussen julle. Waarom so openlik vloek? Maar Elon Musk, binne die Amerikaanse staatsmeganisme van mag, met verbintenisse met die president, het vroeër gesien en verstaan wat presies Trump doen en daarom in die openbaar van hom weggebreek. Alhoewel, soos ons voorheen gesien het, hy geld aan Trump gegee het vir die verkiesingsveldtog en selfs by sy saamtrekke ter ondersteuning van hom gepraat het. Wie is Elon Musk in elk geval? Kom ons kyk daarna. Hy is nie 'n genie of 'n magiese entrepreneur soos hy in die media uitgebeeld word nie. Elon Musk is 'n front vir 'n groep tegnokrate. Hy is 'n skouspelagtige persoon wat vir die skare speel. Hy is die gesig van die tegniese syndikaat. Die groep tegnokrate wat Elon Musk verteenwoordig, is nogal magtig. Hulle het die wêreldwye satellietnetwerk Starlink geskep. Hulle stuur SpaceX 4 pile die ruimte in. Hulle het die vervaardiging van Tesla elektriese motors op dreef gekry. Baie lande sou vlak nie sulke take kon hanteer nie. Ek dink, en dit is my mening, dat die rede vir die rusie tussen die president van die Verenigde State en die tegnomagnaat die beleid van verhoogde douanetariewe is wat Donald Trump teevoer. Donald het eers aangekondig dat hy invoertariewe gaan instel, toe het hy die persentasies verlaag, toe weer verhoog, toe die invoering van tariewe uitgestel en toe weer gesê hy gaan dit instel. En die publiek het heeltemal de mekaar geraak. Waar is hulle? Hoe werk hulle? Op watter lande? Op watter rigtings en teen watter persentasie? Maar die Amerikaanse douane werk presies volgens opdragte. Trump verhoog inderdaad die invoerdouane op invoer na die Verenigde State van Amerika. En hierdie douaneregte benadeel die Amerikaanse tegnokrate vervaardigers, wie se belange deur Elon Musk verteenwoordig word. Wag bietjie. Maar Trump wil mos juist die produksie terugbring na die Verenigde State van Amerika. Dit behoort tog juist die Amerikaanse nywerheid, spesifiek hierdie tegnokrate te help. Ja, inteendeel, dit sal hulle versterk. Waarom is hulle ongelukkig? Waarom stry hulle? Vra jouself 'n eenvoudige vraag. Waarom het die Verenigde State se industrie oor die planeet versprei? Waarom trek Amerikaanse besighede na Asië? Omdat dit meer winsgewend is. Minder koste, minder uitgawes. Dit is onmoontlik om 'n Tesla elektriese motor met slegs Amerikaanse komponente aan mekaar te sit, want daar is geen Amerikaanse komponente nie. Onderdele en komponente vir Tesla elektriese motors word regoor die wêreld vervaardig. Net so word toerusting vir Starlink satellietstelsels en SpaceX 4 pile in verskillende dele van die wêreld vervaardig. Dit is die stelsel wat die Verenigde State oor 'n halfuur opgebou het, na 'n halfuur lank. Die verskuiwing van Amerikaanse vervaardiging na ander lande het reeds in die 1970s begin. En hierdie stelsel kan nie vinnig verander word nie. Dit sal dekades neem om die verlore vervaardiging binne die Verenigde State van Amerika te herstel. En die laaste termyn van Trump se presidentskap gaan beslis nie daarvoor genoeg wees nie. 'n Groot nywerheidsprojek word eers vir jare net op papier en in tekeninge beplan. Volgende is energie nodig vir produksie.
Dit beteken dat nuwe kragsentrales eers gebou en in werking gestel moet word. Hulle word ook vir etlike jare ontwikkel en verbou. Nuwe kraglyne moet verleng word en nuwe hoogspanningstransformators geïnstalleer word. Dan word die aanleg self gebou en met toerusting gevul. Die toerusting word ook op bestelling vermaak. Die toerusting is nie in winkels beskikbaar waar jy kan kom en soveel neem as wat jy nodig het nie. Groot industriële toerusting word op bestelling gemaak en dit neem nogal lank. Dit is ook nodig om spesialiste op te lei wat ook tyd neem. Soos u kan sien, is die proses om 'n nuwe besigheid te begin baie lank. Dit neem jare om 'n groot besigheid aan die gang te kry. Dit is onmoontlik om baie nywerhede in 'n kort tydperk terug na die Verenigde State van Amerika te skuif. Maar wat doen Trump? Hy verhoog vandag tariewe. Dit beteken dat die koste van ingevoerde komponente vir Amerikaanse produkte wat hulle binne die Verenigde State aan mekaar sit, sal styf. Wat van die baie Amerikaanse produkte wat geheel en al in Asië en elders vervaardig word? Die ipone word nie in Amerika gemaak nie, en dit word nie eers deur die hande van 'n Amerikaanse werker aangeraak nie. Maar die ipone word as 'n Amerikaanse foon beskou. Trump is haastig om tariewe te verhoog en benadeel eintlik die bestaande Amerikaanse produksiesisteem, wat nie kans kry om so vinnig aan te pas nie. Amerikaanse tegnokrate kan eenvoudig nie by Trump se vinnige koers byhou nie. Daarom is dit duidelik hoekom Musk aanvanklik vir Trump ondersteun het, vir hom geld gegee het vir sy verkiesingsveldtog en by sy byeenkomste opgetree het, want die doel is dieselfde. Maar toe het Trump 'n baie vinnige tempo ingeslaan wat die Amerikaanse produksiesisteem nie kan volhou nie. Daarom het Elon Musk met die president beklei en aangekondig dat hy sy eie party gaan stig. Vandag is hoë invoertariewe nadelig vir die tegnokrate in die Verenigde State van Amerika. Hulle wil 'n gladder, stadiger proses hê wat hulle toelaat om die stelsel te herbou om hierdie industriële aanlegte binne die Verenigde State te maak. Wat sal uiteindelik gebeur? Sal tegnokrate tot 'n ooreenkoms met Trump kom, of sal hulle heeltemal uitval, of sal hulle Elon Musk die president van die Verenigde State van Amerika maak? Kom ons kyk. Groete uit die Russiese woud.